Vader Jahwe, dankie dat ons nou hier kon gedien het in waarheid en gees en dat ons ons harte kon uitsing voor U, Vader. Dat ons hierdie krone van ons kom neerlê voor U, Vader, en dankie vir nou net. Abba, mag dit vir U soetgeer wees, mag hierdie oggend wat ons doen hierso vir U soetgeer wees, Abba, en dankie vir die voorreg, Abba. Dankie vir die woord. Yeshua, U is die woord en ons is honger vir dit. En mag ons soos Samuel antwoord, hier is ons, spreek, U diensknegte luister. Amen. Amen. So julle so ontstaan bietjie stil, so ek nou gesê het, by die goue altaar, met die tabernakelreeks, en ek eer Abba vir die reeks, ons is nou amper 2 jaar, en ons is nou steeds by die goue altaar, so, dis hoe Abba net die hele tyd kom, en hy kom sit net by, en ja, die afgelope paar weke het ons hierdie goue altaar gepraat van hierdie gebedslewe en hoe ons gebedslewe is, want dit is tog die goue altaar verteenwoordig hierdie wierook, hierdie insens wat ons vir Vader Jahwe elke dag stuur, soos die hoofpriester, die priesters gestaan het en hulle in die oggende en in die aande hierdie insens kom opgooi het op daai vuur en hoe dit daai reuk gemaak het, daai soetgeur soos Dawid beskryf, dat ons gebede soos hierdie soetgeur is en hoe hulle gestaan en worship het voor die Holy of Holies. Ek sê gister in die tabernakel toer, kan julle self net indink hoe dit was, daai stilte daar binnekant. Hoe daai menorah se lig wat so daai kerslig wat lyk soos kerslig, maar is olielampies. Teen daai goue plate langs die kante so weer galm en by die goue altaar daai rooi vlamme van daai kole en waar hulle daai insens opgooi met daai stilte en eers skielik net worship. Kan julle net dink daai teenwoordigheid en dis waar ons 2 weke terug gepraat het van oor hoe ons in ons Yeshua sê is dat ons moet in ons gebedskamer moet ingaan. Ons moet ingaan in daai kamer en daai die Engels sê dit so mooi, die secret place. Daai geheime plekkie waar ons moet ingaan in ons gebede en hoe Vader dan antwoord en sê, Yeshua sê dat Vader sien daar waar jy in geheim is, in jou kamer. Dit is 'n spesiale oomblik en mag Abba ons nog kom leer oor hierdie gebed, want ons het daai oor die hout byvoorbeeld wat ons gepraat het van hierdie dat die hele volk almal het hout gebring om die vuur te help brand by die bronsaltaar. Dit was nie net die priesters gewees nie. En hoe ons as 'n bediening, as 'n huis saam hierdie hout moet bring om hierdie vuur te maak, wat hierdie vuur moet laat brand, die vuur van Ruach in 'n huis, in 'n bediening en dan van Vader worship met daai vuur, maar ook daai vreemde vuur wat ons nie vir hom moet bring nie. Vader wat wys, hy sê daarso by die bronsaltaar is die sondes wat daarso op daai vuur gesit is, dis dan klaar, want hy sê by die goue altaar wanneer jy daai vuur bring, moet dit hierdie vuur wees wat nie meer offers in het nie. Hy sê daar sê jy moenie meer offers by die goue altaar bring nie. Jy moenie meer jou skapie kom neerlê op die goue altaar nie, want dit is klaar gemaak daarso by die bronsaltaar en dit is presies en vandag gaan ook daaroor dat jy moet regmaak, daai vuur moet skoon wees. Jy moenie met daai strange fire in jou hart sit en vir Vader dit wil kom neerlê, daai vuur kom neerlê en dink ek gaan kom worship nie. Soos vandag as jy hierso sit en jy's dalk kwaad vir 'n boeta of 'n sissa of daar's nog iets wat jy nog nie reg gemaak het nie, maak reg, want Vader sien dit as vreemde vuur wat jy voor hom bring en dan wil jy met daai hart om kom worship. En dis die prentjie van die goue altaar. En toe het Abba ons kom leer oor hoe ons moet bid. Eers het daar's die vrae oor die name, oor Jesus, oor Lord, oor God, oor Yeshua, oor Yeshua, oor Yahuwah, daar's 'n groot vraag wat almal altyd vra het oor die name, met wat bid jy, oor die eenheid, oor hoe bid jy. En ek eer Abba dat hy ons kom leer het daarvoor. En dan die vraag nog steeds is, hoe moet ons bid? En Yeshua kom en hy sê presies so. Onse Vader. Onse Vader. En daai onse beteken, as jy gaan kyk na die Griekse betekenis van daai onse, beteken dit Yeshua, dis we and us. Ons is in eenheid wat ons ingaan, saam met Yeshua, saam met Ruach, saam met Abba, en jy wat in eenheid saam sê, onse Vader. En dis wat so mooi is daai. En laat U naam geheilig word. Gaan luister gerus na die vorige preek oor daai, laat U naam geheilig word. Maar Yeshua die koning, ons hoofpriester kom en hy bid nog steeds, onse Vader. Hy begin nie en sê Here nie. Hy sê onse Vader. En dis belangrik om dit te kan verstaan daai. Alright.
So, laasweek het ons gepraat oor waar ons geëindig het met die koninkryk. Laat u koninkryk kom. Vandag wil ek aangaan met laat u wil geskied. So om te verstaan moet ons Matteus 6 vers 9 weer gaan lees oor die Onse Vader. So ek lees vir ons, daar staan geskrywe. So moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Is nie gebed dat ons al van kinderdae af leer nie, die Onse Vader. En hoe baie keer het jy gehoor, maar het jy werklik al ooit in jou lewe gaan en gaan kyk hoe diep hierdie Onse Vader is? Hy is so diep dat ons 4 naweke net praat oor die Onse Vader. So diep is hy. En om te gaan verstaan, moet ons bietjie na die Grieks gaan kyk, want die Griekse betekenis, die oorspronklike, gee vir ou bietjie meer duidelikheid oor dit. Yeshua sê, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. As mens daai gedeelte lees, is dit asof Yeshua hier vir ons 'n sleutel van autoriteit gee. Hoekom sê ek so? Hy sê ons moet bid, laat u wil geskied. Hy sê nie daarso, mag u wil geskied nie. Hy sê laat. Soos of Yeshua weet, dit sal gebeur. Hy sê, laat dit gebeur. So dit is klaar daar, die wil is klaar daarso, dit moet net gesê word, laat dit geskied. So met ander woorde, ons moet net vir Yahweh vra, vir sy wil om geskied te word, om te geskied. Ons moet net geloof, moet ons sê, laat u wil geskied. Dis klaar daar vir ons, die krag van Yahweh is klaar daarso. Ons moet basies met ons vra, Vader, gee ons net u moedim vir u wil. Die regte tyd, laat u wil geskied. Sy wil en regte tyd. Al wat ons moet doen is, ons moet glo dat die wil is klaar daar. Ons moet daai geloof hê. Die wil is klaar beskikbaar vir jou. Dis hoekom Yeshua sê, nie mag nie, maar laat dit geskied. Dit is klaar daarso. Ons moet net dit vra. Markus 11 vers 24 sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dit sal ontvang, dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Verstaan jy daai stukkie van, laat u wil geskied? Jy moet glo dat Vader se wil, maak nie saak, as jy enige gebed wat jy voor Vader Yahweh sit, moet jy glo, die wil is klaar daarso. Dis net jy, wat moet vra, Vader, laat dit nou geskied asseblief. Okay, so as jy vir daai stukkie wat sê, dan ons moet bid, ons moet alles wat ons julle in gebed vra, glo dit en jy sal dit ontvang, beteken dan, jy kan bid vir 'n Ferrari, en bly glo dat jy, Vader, laat u wil geskied, ek kort 'n Ferrari asseblief. Nee, Vader is nie 'n ATM nie, die woord leer ons, laat u wil geskied. En mag ons dit net aanleer, want vandag se tyd word hierdie preke gegee van name it and proclaim it, klaar, punt. Ek het dit gedoen, ek doen dit, en ek doen dit, en ek doen dit vir u, mag ek 'n Ferrari kry asseblief. Net dat ek tog iets terugkry, want ek doen so baie vir u. Is dit nie wat die wêreld ons leer hier buitekant nie? Wat het geword van Vader, laat u wil geskied? En hy sê een baie belangrike ding, hy sê daarso, laat sy wil eerste in die hemel geskied. Nie van Vader, my wil op die aarde, want ek kort hierdie goed nie, asseblief, ek kort u wil, laat dit asseblief gebeur, hierdie moedim, laat dit net in lyn trek, want deesdae bid mense ook, laat die alles in lyn getrek word, die trek, weet nie wat, nog alles trek by mekaar, want dit moet nou gebeur. Nee, eerste, laat u wil geskied in die hemel. Die geestelike kom voor die natuurlike. Jy bid heel eerste vir die, laat die wil in die hemel geskied. Nou sal mense vra, hoekom is dit nodig vir Yahweh se wil in die hemel?
Nou die Griekse woord vir hemel is Uranos. Okay, Uranos. Dit beteken die gebied bo die sterrehemel, die plek van ewige en volmaakte dinge waar Jahwe en ander hemelse wesens woon. Dit is die Uranos, die hemel. Okay. Met ander woorde, daar waar Yeshua saam met Vader woon, so Stefanus hom gesien het aan die regterhand. Dit is die hemel. Dis die Uranos. En soos almal weet is Yeshua is ons judge. Handelinge 7 vers 55 sê, maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien, is nou Stefanus. En Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopend en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Kan jy net dink hoe Stefanus daai oomblik van hy word nou gestenig, hy sien hoe reën die klippe en die hemel gaan oop en hy sien vir Yeshua langs die regterhand van Vader Jahwe staan. En hy glimlag. Handelinge 10 vers 42 sê, en hy het ons bevel gegee om aan die volk te verkondig en om met krag te betuig dat dit hy is wat deur God betem is, die regter van lewe en dode. Aangaande hom getuig al profete dat elkeen wat in hom glo vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. So Yeshua is ons regter wat aan die regterhand van Vader Jahwe sit in die troonkamer daarbo, in die hemel, in die Uranos. Die Shamahin, die is die Hebreë naam. Johannes 5 vers 22 sê, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan sy seun gegee. Aan sy seun Yeshua die oordeel. So Yeshua is die regter. Right? Is nie hoekom ons moet vra vir Yeshua ons regter, dat sy wil geskied in die hemel nie? As jy bid, Vader, laat u wil in die hemel geskied. Kom dit nie neer dat die natuurlike hier op aarde sal manifesteer om gejudged te word in die hemel. Die natuurlike hierso word gejudged in die hemel. As jy net gaan kyk oor Job 1, die vyand, waartoe gaan hy? Het op aarde ewe skielik vir Job aangeval? Nee. Hy's reguit na die Shamaim toe en hy daarso het hy vir Job probeer oortuig. Aantuigings gegee voor Abba Vader. En gesê, maar hierdie ou, kyk, die Vader sê toe, los hom uit, want hy het die vrees van my. Los hom uit. So die geestelike wat dan manifesteer op die aarde as natuurlike, wat alles gekoppel is aan Jahwe se wil. So hier gebeur iets in die natuurlike en dit word in die geestelike gegaan. Okay, want dis natuurlik en geestelik. Dan dinge wat in die geestelike gebeur, word dan gejudge. En dan gebeur dit, van manifesteer dit in die natuurlike. Ons kan sien in die storie van Job, dit het gebeur. Efesiërs 2 vers 5 sê, ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Yeshua. Die Engels het so mooi, we are seated in heavenly realms, saam met Yeshua. Besef ons dit. Besef ons dat as ons bid, ons is geseat saam met hom, dan vra ons eerste vir die wil van hom daarbo. Waarvan ons saam met hom is, waar Johannes sê dat ons is in hom en hy is in ons. Soos hy in die Vader is en die Vader in hom. Dit is groot autoriteit. Dit is groot as ons bid vir laat u wil geskied in die hemel. Vra jy Vader se wil om te manifesteer op aarde? Sy goeie regverdige oordeel deur sy seun in die hemel en op aarde? Dit is wat gebeur as jy vra laat u wil geskied. Vers 11 sê van onse Vader, gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou baie het ons nie hierdie stuk al gelees nie en al gebid nie. Gee ons ons daaglikse brood. Die gedeelte is baie duidelik en ons is geneig om dit nie so diep op te vat nie.
Want besef jy, Boeta en Sissa, wat jy actually bid as jy vra vir jou daaglikse brood? Het ons nie groot geword en gesê van, dis my benodighede elke dag, dis wat ek nodig het, my daaglikse brood. Maar waarvoor bid ons rarig as mens vra vir die daaglikse brood? Is dit nou tot voorsiening, of is dit meer? Nou hierdie gebed is 'n baie spesifieke gebed, want Joshua leer ons wat ons moet sê. Hy sê, jy moet vra vir jou daaglikse brood, maar vra eers, gee eers eer aan Abba Vader, dit is hoe ons gebed moet wees, eer aan Abba Vader, en dan kom jy, en jy vra dat sy wil geskied, en dan kom vra jy vir jouself, gee my daaglikse brood, gee ons daaglikse brood, alright? So, die vandag se brood, hy sê nie, gee vir my gister se brood, of môre se brood nie, hy sê, gee vir my vandag se brood, net vandag. Anders sou hy geleer het môre se brood. Maar baie keer het ons geneig om hierdie brood uit te rek. Ons bid al sommer vir die hele week se brood wat ons gaan ontvang. Van daai Naby and proclaim het. Maar ek soek oor 'n maand 'n Ferrari asseblief. Nee, hy sê vandag se. Nou die Grieks vir vandag is hierdie daaglikse. Vandag is hierdie daaglikse. Nou daaglikse is epiousios, soos my Grieks. Dit is dit. Dis wat baie keer mense sê, jy praat nou Grieks. Ons kan dit amper nie verstaan nie, maar dankie Abba vir ekstra goeders, so strongs en goeders om ons te leer oor wat epiousios beteken. Dit beteken, hoor gou hierso. Dis ons daaglikse. Dis brood wat ons benodig, okay? Dis soos ons kos, brood wat ons nodig het, okay? Genoeg vir elke dag. Is dit nie hierso waarvan gepraat word, ons Omer, wat Abba vir ons het nie. Onthou ons gaan weer na Pesach, gaan ons weer begin in die Omer te tel, die 50 Omers tot met Pinkster, met Pentekost, daai genoeg vir elke dag. Omer was daai handvol wat jy elke dag gekry het, wat net genoeg was vir jou en jou gesin. En Abba vra as jy sê hierdie daagliks, gee my vandag my daaglikse brood, is wat jy nodig het. En Moses sê reguit, julle moet dit nie mors nie. Net genoeg. Eksodus 16 vers 16 sê, dit is die saak wat die Here beveel het. Samuel daarvan in. Elkeen na sy behoefte. 'n Omer vir elke persoon volgens julle sieletal. Elkeen moet dit neem vir die wat in sy tent is. Dan jy bid nou, jy tree nou in as die vader van jou huis. Right? So jy kom en jy vra vir Vader Yahweh, onsse Vader, om vir jou hierdie brood te gee, wat jy soek vir jou huis. Jy kom tree in vir jou huis, alright? Nou vers 7 sê, en die kinders van Israel het so gedoen, hulle het ingesamel, en een baie en 'n ander min. Maar toe hulle dit met die Omer meet, het hy wat baie ingesamel het, niks oorgehad nie, en hy wat min ingesamel het, nie te min nie. Elkeen na sy behoefte het hulle ingesamel. Vader weet presies hoeveel jy nodig het. Hy weet wat jou meer is. En dit is so amazing dat hy deur sy roeg, daai mense daai al gelei het, wat daai bietjie wat jy vat, was net genoeg gewees. Dis amazing. Dat Abba daai tyd al vir daai mense onderskeid gesê het. Mense noem dit onderskeid. En as jy vra, Vader, gee vandag my daaglikse brood, moet jy vra met onderskeid. Want jy moenie te veel wil hê nie, want jy gaan moeilikheid kry. Net genoeg. Nie te min nie, nie te veel nie. Ons moenie mors met Jahweh se brood nie. Vader weet hoeveel jy nodig het voordat jy vra, sê hy. Hy sê daar, voordat jy al vra, dan weet ek wat jy nodig het. Nou dat ons weet wat die daaglikse beteken, hoor gou wat is die volle betekenis van die woordjie brood. Okay. Nou die Grieks, ons weet die Hebreëus is legem, maar ek het 'n bietjie die Grieks aangehaal, is artos. Artos. Dit beteken, dis die brood nou, né? Kos van enige soort. Okay, jy so met ander woorde, jy kan vir 'n lekker tenderized of 'n lekker steak, medium to well. Ek dink Abba, jy kan vir Abba vra.
Maar dis genoeg, nee, nou nie 850 gram gaan vra nie. Maar ek soek 'n steak. Want hy sê so kos van enige soort. Nie net brood nie, hy het ons net gemaak om brood te eet nie. Kos van enige soort. Jou alle dinge, nie net kos nie, jou alle dinge, hoor jy so. Kan ons sê ons daaglikse voedsel, maar ook, hoor gou nog wat beteken hierdie artos. Toonbrood. Toonbrood. Ons daaglikse toonbrood. Nou, as ek het 'n video gedoen oor die tafel van toonbrood, wat met my Abba my voet onder my uitgeslaan het. Want dit is een van die instrumente wat mens nie baie oor, weet, hy was altyd daar. Jy het altyd na die menorah, wow, en die goue altaar, wow, maar die tafel van toonbrood was nie daar. Maar joh, wat 'n amazing instrument is daai. Want dit is die ete wat Vader Yahweh laat voorberei het voor sy aangesig. Dis die priesters wat op die Sabbat ingekom het met hierdie 12 brode, en ek het al rukkie terug, ek gaan dit gevinnig noem, hierdie brode wat, het jy al Sparse vars gebakte brood geruik, hoe lekker ruik dit? Jy wil daai brood gaan verslind as jy by huis kom. Met frankincense bo op daai brode. So kan jy jouself imagine, hierdie tafel, en Abba Vader sit daar so in die Holy of Holies, en hy roep sy priesters in, om hierdie toonbrode voor hom te eet. Dis 'n ete saam met hom. Soos wat Abraham saam met hom geëet het, soos dit die ouderlinge, die 70 ouderlinge wat bo Berg Sinai gegaan het, saam met Vader Yahweh gaan eet het. So nooi hy ons, om elke dag te kom, om hierdie toonbrode saam met hom te eet, wat vir hom hierdie mooi gereuk is. En so gaan ons eendag, hoor hoe amazing dit is, in die koninkryk, want die Mishkan, die goue gedeelte is die prentjie van die koninkryk van Yahweh. Eendag gaan ons aan tafel sit, saam met die bruilof van die lam, gaan ons weer lekker brood eet. So as jy vra, Vader, gee my daaglikse brood, dan vra jy, Vader, gee my genoeg, en eet saam met hom, daai hele dag, daai voorsiening wat hy vir jou gee. Moenie self onder 'n boom gaan sit en vir jouself daai lekkerny wil eet nie. Eer hom in elke ding wat jy daagliks ontvang van hom. Al is dit net vir 'n dryf wat jy kry, sê Baruch Hashem, prys die naam vir hierdie dryf. Eet saam met hom. Dis belangrik. Want ons wil onder 'n boom gaan sit en onsself verslind aan daai kos, opeet. Want dit kom ons my toe. Want ek het soveel al vir u gedoen, hier's nou my porsie. En ons kan so leer by die Jode, want hulle seën Abba met elke ding. Blessed are the fruit of the wine, byvoorbeeld, voordat hulle druiwesap drink. Hulle prys Abba vir die brood, vir die voorsiening. Doen ons dit nie genoeg nie. Dis nie net gewone brood nie, dis toonbrode. En ons is ons die tempel, en Yahweh nooi ons uit, om in danksegging saam met hom te eet, die daaglikse brood wat ons in ons tempel invat. En sy Ruach is in ons. Ruach eet saam met ons hier binnekant. Hierdie feesmaal, wat sê Yeshua in Openbaring 3 vers 20? Laodicea, jy het my nie meer nodig nie. Kerk, jy wat dink jy het nou arrive, jy wat nou vol is van jouself, jy wat my uitgedruk het, ek sal nog steeds voor jou kom staan, by jou deur, en ek sal bly klop, want ek weet jy gaan honger word weer, maar ek gaan jou nie los nie. I will never leave you, I will never forsake you, sê hy, en ek gaan daar bly staan, en ek gaan bly klop vir jou, totdat jy my innooi weer, en dan gaan ek saam met jou 'n maaltyd kom hê, sê hy. Dus eet is altyd hierdie fellowship, hierdie eenheid wat jy wil hê saam met Vader Yahweh. Onthou dit as jy vra vir jou daaglikse brood, onthou om hom in die prentjie te hou. Jou meer wat net genoeg is vir jou, Boeta en Sissa. En soos Moses beveel het, daai tyd, dat hy niks moet laat oorbly nie. So moet ons al die brood van voorsiening vir die dag opeet en niks laat oorbly nie. Want môre, hoor hoe amazing is dit, is daar weer 'n nuwe Omer wat vir jou wag, Boeta en Sissa. 'n Nuwe ene. Dis hoekom die woord sê, moenie eers worry oor môre nie, want vandag, hy bring sy eie bekommernisse. Vandag se brood. Jy hoef nie eens te worry oor vandag se brood nie, dis klaar vir jou, jy weet klaar jy wat jy vra voordat jy kry voordat jy vra. Elke dag genoeg vir jou. Hoor die laaste samevatting van die natuurlike
artos of lechem, dis die laaste betekenis van artos. Hoor gou hierdie mooie beskrywing. Brood van die hemel vir ons, wat in homself die oorsprong van hemelse lewe en benodighede het vir ons. Is nie mooi nie? Daai hemelse brood, daai manna, wat ons kry van Vader Jahwe af. Dis nie net nou meer hierdie broodjie wat ons maagie volmaak, of hierdie styk nie, dit is nou hemelse brood. As jy vra, Vader, gee vir my daaglikse brood. Ons is nie nou besig met nagmaal nie. Kan jy sien hoe belangrik dit is, dat jy tot in jou gebed, die vra vir daai manna. Die brood met die naam Yeshua. Johannes 6 vers 35 sê, en Yeshua sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Hy is die brood. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Hoor gou mooi so, Yeshua is gebore in Bethlehem. Kyk, ek glo julle ken dit. Wat beteken Bet? Beteken huis, en Lechem is die Hebreë naam vir brood. So Yeshua is gebore in die huis van brood. Nou hoekom sal Vader Jahwe nou dit laat doen? Want hy is die brood. Hy is die hele huis, hy is die bakhuis, hy is die bakkery. Is hy gebore. Dis net brood. En jy moet net vra. Jy moet net vra van hy brood. So hoekom dink julle sal Bethlehem die huis van brood wees? Okay, dis die plek waar Yeshua gebore is, waar brood uit die hemel neergedaal het op die aarde. Wat het gebeur toe hy gebore is? Hy het mens geword. Uit die Shamahin het hy die brood geword. Is dit nie die prentjie van die manna wat uit die hemel uitgeval het en die voorsiening wat op die aarde geval het? Dit is Yeshua. Hy is die brood wat uit die hemel uitgeval het en in natuurlike vorm in 'n babatjie, in 'n mens kom lê het in 'n krib. Soos die manna. So kom Yeshua uit die Shamaim en word 'n kind gebore. Johannes 6 vers 41, toe murmureer die Jode oor hom, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Hy is die manna wat neergedaal het vir ons. Nou ons almal weet dat die Yeshua in 'n krib gebore is in Bethlehem. Ek gaan 'n bietjie teruggaan, hier gaan amper soos 'n, ek gaan nie daai woord sê nie, wat mense doen einde van die jaar. Dan is dit hierdie krib en alles. Maar hoor gou 'n bietjie hierso. Want ons is verkeerd geleer, daar's 'n leuen daarso iewerste. Eers gaan ek begin, die naam van die krib. Raai wat is die naam van die krib? 'n manger. Die Engels sê 'n manger. 'n manger. Okay? En dit is 'n plek om te eet. Dis die naam van die krib. Dis 'n plek om te eet. Kyk hoe perfek is die plek waar Yeshua gebore is. Is ook die plek om brood te kom eet. So die brood kom aarde toe. Alright, want hy is die brood, die manna wat uit die hemel uitgeval het. Okay? Hy word gebore in 'n krib waar ons kan kom om die brood te eet. Johannes 6 vers 51 sê, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. Amen. Dankie Abba. Ek is die brood wat ek sal gee, en die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Jy kom eet nie net brood nie, jy kom eet sy vlees. Net om die naam Bethlehem en krib saam te sit, beteken, Yeshua wat die hemel verlaat het, wat gebore is in die huis van brood, waar hy die brood is, en as jy honger is, jy van sy vlees sal kan kom eet. En dis hoekom ons nagmaal as herdenking. Om te verklaar, Yeshua is ons voorsiening elke dag. Hy is ons lechem, maar ook ons vlees. En nog dieper, gaan kyk na die geskiedenis van Bethlehem. Okay? Is dit die dorp, Bethlehem self is 'n dorp wat gebruik is. Almal, want nou Bethlehem was naby gewees aan Jerusalem. Dis hoekom hulle
kon gegaan het om toe die mans moes opgetrek het na die tempel toe. Dit is hoekom Josef hulle by opgetrek het, hulle het by Bethlehem oorgeslaap om vir Sukkot te gaan na die tempel toe, vir die ligfees, vir Sukkot, fees van tabernakels. Bethlehem is naby aan Jerusalem. Okay? Maar is ook die dorp waar al die Pesach lammetjies uitkom. Bethlehem. Hulle was bekend geweest om hierdie lammetjies dop te hou, kyk of er nou niks vlek of gebreekte bene of die perfekte lammetjies. Wat uit daar gekom het, so ouens gekom, hulle die lammetjies daar gevat en dan het hulle gegaan na die tempel toe om dit te gaan slag. Alright? So ook waar die rooi verskalwe uitgekom het, was om die priesters in te seën, was uit Bethlehem. Maar is dit nou nie so profeties nie, dat Bethlehem die plek is van die verbondsmaal. Die plek waar die brood gebore is, die plek waar jy van die vlees van Yeshua kan eet, die plek waar die Pesachlammers uitkom, die plek waar die lam van Yahweh ook uitkom. En ons ook daar die nagmaal te gebruik. Is nie amazing nie? Kan jy sien hoe diep is Abba se woord nie? Dat in die fynste detail die lam laat uitkom daar, die brood kan laat uitkom daar, en dis dit ons gebruik as ons nagmaal gebruik. Ons verklaar ons glo in die verbond. Is nie amazing nie? Ons verklaar as ons nagmaal gebruik, verklaar ons Bethlehem. Die plek waar Yeshua gebore is, die huis van brood. Ons verklaar dat ons liggaam, ons tempel, die huis van brood. Ons tempel, die huis van die brood is elke keer as ons die verbondsmaal gebruik. Ons tempel is ook die huis van die brood, as ons nagmaal gebruik. Die covenant wat Yeshua met ons huis van die brood maak. Lukas 22 vers 19. Dis nou die stukkie oor bietjie, ons gaan nou bietjie terug na die kruisiging toe. Daarom neem hy brood en nadat hy gedank het, kyk hoe mooi is dit weer. Hy neem die brood en hy sê dankie. Self Yeshua sê dankie vir brood. Die koning van konings sê dankie vir brood. Sê jy dankie vir brood elke keer as jy brood vat? Dis die ding. Ons moet begin doen wat Yeshua doen. Hy breek dit en gee dit aan hulle en sê, dis my liggaam wat vir julle gegee word, doen dit tot my gedagtenis. Net so neem hy ook die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed wat vir julle uitgestort is. Okay. So daai aand, toe Yeshua gebore is, ek gaan 'n bietjie teruggaan na die geboorte eers. Okay. Die engele het die plek aangewys waar Yeshua gebore is. Het dit so gebeur? Was dit 'n ster gewees of was dit die engel gewees? Wat leer die wêreld ons? Daar was 'n ster gewees. Die ster het die herders uit die veld gaan haal en hy het gegaan en dis waar hulle die babatjie in die krib gekry het. Dis nie wat ons altyd geleer is nie. Ja. Maar die woord sê, die engele het die plek aangewys waar die koning gebore is. Nie 'n ster nie. Lukas 2 vers 8, vir wie het nog nie gehoor het, want dit het my Desember maand geslaan, want ek het dit nooit gehoor nie. Lukas 2 vers 8 sê, en daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly het, in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir julle volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker, wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in die doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met
die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. En toe die engele van hulle gegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe het hulle gesien het hulle oral in die woord bekend gemaak dat vir hulle 'n die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het verwonderend oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Was verwonder geweest. Okay, so met ander woorde, daar was nie 'n ster nie. Daar's glad nie 'n ster nie. Engel het gesê, gaan na Bethlehem toe. Daar sal julle 'n kindjie vind wat gebore is. Aan die ander woorde, die herders, hoor gou mooi die prentjie. Die herders het gegaan na die huis van brood. Net so wys alles vandag na Yeshua en word ons geroep as herders om te kom en brood by hom te kry. Ons as herders, want ons is herders, ons is priesters volgens 1 Petrus 2 vers 9. En ons het 'n roeping. En ons moet gaan en ons moet gaan disippels maak van al die nasies. Maar eers roep Abba jou. Kom eers na die huis van brood toe. Gaan eers en gaan kry vir jou brood. Om van sy vlees te kom eet. Om vergifnis te kom kry deur sy bloed. Want hy is die Pessachlam van Jahwe. Besef jy Boeta en sis, hoe diep is dit as ons hierdie bid? Gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit is net 'n klein gebed nie. Ons bid, gee ons Yeshua vandag, onsse Vader Jahwe. Dis wat ons bid. Gee ons sy liggaam. Gee ons genesing deur sy liggaam. Jesaja 53 vers 5 sê, maar hy is te wille van ons oortredinge deurboor, te wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf vir ons die vrede aangebring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So as jy vra, Abba, ek soek my daaglikse brood, en Yeshua sê, ek is die brood wat vlees geword het, vra jy, ek soek van jou Yeshua, ek wil eet van jou vlees, beteken dit, jy vra vir, want sy vlees is 39 houe gegee, vir jou genesing, met sy stripes you are healed, dan vra jy ook, as jy vra vir jou daaglikse brood, vra jy vir jou daaglikse genesing. Deur sy liggaam is ons genees, deur die bloed en die brood. Maar wees versigtig. Die vyand kom altyd vir daai brood wat jy soek. Hy kom altyd vir daai daaglikse brood. Hy sal altyd kom vir daai manne, hy sal altyd probeer keer om daai vars brood te kry, daai manne te kry om te gaan herder daar buitekant. Hy kom altyd vir die covenant, vir die verbond. Want hoekom? Net soos hy gekom het na Bethlehem daai tyd om die kinders dood te maak. Nou gaan ek terugkom na daai prentjie toe van die ster. Het jy geweet dat die wyse manne, hulle was nie daai aand daar nie. Die wyse manne wat die geskenke gebring het, wat ons geleer is by Bethlehem in die krib waar baba Jesus was. Daar was nie geskenke gewees daai aand nie. Dis onwaar. Die skaapwagters het goed soontoe gegaan en hulle het nie geskenke gebring nie daai aand. Die stuk van die wyse manne het eers 'n paar jaar later gekom. Matteus 2 vers 1, kom ons laat die woord dit verduidelik. En toe Jesus na Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne aan die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hulle hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontstel en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerders van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe. En jy Bethlehem,
land van Juda is volstrek nie die geringste onder die voorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voorkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep, en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra, en hulle het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. En as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek, en kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hulle kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle met baie groot blydskap verheerg, en hulle het in die huis gegaan, en die kindjie by Maria, nie die krib nie, sy moeder gevind, en neergedaal, en hom hulde bewys. Daarom maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud, wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing gevang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad in hulle land teruggegaan. Vers 13, en toe hulle teruggegaan het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê, staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte, en bly daar totdat ek jou sê, want Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak. Okay. So dat die woord homself verduidelik, daar was nie 'n ster gewees nie, daar was nie persente gewees nie, daar was nie wyse manne by die krib gewees nie, dit was herders gewees wat die engel gestuur het, en paar jaar na dit, hulle reken 2 jaar, tot in 2 jaar na dit, toe het Herodes, die ster het verskyn en het gesê, dat daai kind gaan soontoe, want daar's 'n kindjie gebore, vat geskenke saam, om te gaan uitvis oor die kindjie. Daar was nie 'n babatjie toe gewees nie, met die geskenke. Kan jy sien, is ons al gelieg oor al die jare oor dit? Die valse leuen van die wyse manne? Nee, Yeshua is al 2 jaar seker oud gewees, want dis die tydperk wat hulle die kindjies wou doodmaak. Want hy het gehoor, daar's 'n koning gebore, en wou toe al die kindertjies onder 2 jaar doodmaak. So kan julle sien, die Herodes, wat kom na Bethlehem, om die brood te kom steel of doodmaak. Net so vandag, kom die vyand, en hy kom en hy probeer jou daaglikse brood vat. Daai Herodes, daai een wat jaloers is, want dit is die ding, Herodes was jaloers geweest, want daar's nog 'n koning gebore, en hy was bang geweest, en doen dit nie vandag, mense dit vandag nie. Hoe baie mense is nie jaloers op jou voorspoed nie, hoe baie mense is nie jaloers op jou brood wat jy kry elke dag by Abba Vader nie, en hoe baie mense probeer dit nie by jou steel nie, jou daaglikse brood. Maar ek eer Abba, want daar gesê, hy sal altyd 'n uitweg stuur, hy sal altyd 'n engel stuur, of iets stuur om jou te waarsku. Want Josef hulle is gewaarsku. Josef hulle is gewaarsku sê, trek, want Herodes kom, hy wil julle doodmaak. En ek bid vandag, mag Abba vir ons sy ruach gee, ons sal weet wanneer die vyand wil kom om die brood te steel by ons. Want hy gaan kom vir dit. Mag Abba sy ruach vir ons wys wanneer die vyand wil kom om ons geestelike manna te wil steel. Want hy gaan kom vir dit. Dis 'n waarskuwing. So hoe lyk die brood wat jy elke dag kry uit Vader Jahwe se troonkamer, Boeta en Sissa? Hoe lyk daai brood? Die daaglikse brood waarvoor jy vra. Of aanvaar jy net dat dit die brood daar is elke dag? Ja, so leer ons moet vra. Jy moenie aanvaar daar gaan elke dag brood wees nie. Gaan wonder partykeer hoekom daar nie brood is nie. Want vra jy nog elke dag vir jou daaglikse brood? Vra jy nog elke dag vir jou geestelike brood uit sy troonkamer, daai vars manna? Vra jy elke dag vir jou meer? En as jy kry wat jy nie eers oor gevra het nie, wat maak jy met daai brood wat jy kry? Wen jy dit aan tot die koninkryk, of maak jy jou pensie vol? Of mors jy dalk brood? Vader verwag dat ons met verantwoordelikheid sy brood moet eet. Dat ons daai omer met verantwoordelikheid moet vat. Wat doen jy met jou daaglikse brood?
Is jou brood al dalk gemif, laat jy dit oorstaan tot die volgende dag toe? En hoeveel keer dat ons nie brood mif nie? Abba sê, jy moet hom klaarmaak daai dag. Mors jy brood of deel jy brood uit? Want as jy te veel het, gaan deel uit. Wat doen jy met jou geestelike brood wat jy ontvang elke dag? Of mif dit ook? Mif daai brood ook. Word die brood so hard dat dit oneetbaar is. Esegiel 3 vers 1 sê, daarna het hy vir my gesê, mensekind, eet op wat jy vind. Eet hierdie rol op en gaan spreek met die huis van Israel. Toe het ek my mond oopgemaak en hy het my die rol laat eet. En vir my gesê, mensekind, laat jou buik eet en vul jou ingewande met hierdie rol wat jy gee, wat ek jou gee. Praat nou van die skrol, die woord. Wie is die woord? Yeshua is die woord, Johannes 1 sê dit. En hy is die brood. So ons moet hierdie brood eet. Ons ingewande met hierdie rol vol wat hy jou gee. En ek het dit geëet. En dit was in my mond soos heuning so soet. Kom Dawid se gebed deur. En hy het vir my gesê, mensekind, kom, gaan na die huis van Israel en spreek hulle aan met my woorde. Hy sê nie daar, mensekind, jou magie is nou vol, nou kan jy onder 'n boom gaan sit en 'n middagslaapie gaan vat nie. Hy sê, gaan en gaan praat met die mense. Gaan spreek die woorde, en dan sê ook, as jy gaan verder lees, ja, maar hulle voorhoofe gaan verhard wees, en hulle gaan nie luister vir jou nie. Maar gaan nog steeds, want anders is die bloed op jou hande. So daai brood wat jy kry, elke dag moet jy eet. Moenie hom mors nie, moenie met hom mif nie, eet hom elke dag, want hy gaan oud word, hy gaan hard word. Daar's vir jou nuwe manna. Eet jy brood elke dag, boete en sissa, soos jy met ander kan gaan praat oor die waarheid. Eet jy vandag, wat jy hier so sit. Want hier is vandag vir jou 'n dubbel porsie. Vir jou dubbel porsie vandag. Kyk, amazing is Abba. En hy sê, dit sal nie vrot word vandag nie. Het sal nie vrot word nie. Die een wat jy gister opgetel het, voor die Shabbat, sal nie vrot word nie. Jy is vandag besig om jou dubbel porsie te eet, wat nie vrot is nie. Daar sê nog 'n verantwoordelikheid. Want op die Vrydag gaan jou daaglikse brood dubbel wees. Jy het 'n verantwoordelikheid wat jy gaan doen met daai dubbel porsie wat jy kry. Geestelik en natuurlik. Het gaan partykeer moeilik wees om daardie brood te eet. Het gaan nie maklik wees nie. Want saam met die eet kom daai keuses. En kom daar brooddeel. Dis die moeilikste gedeelte. Want hoe baie hou ons nie die brood vir onsself nie. Mag Vader vir jou mense stuur wat honger is vir brood, boetansis. En mag hy jou seën met mense wat honger is vir daai porsie waarmee jy kan deel. Baie mense reken dat die brood net vir die priesters is om te eet. Die persoon wat daar voor staan en mense leer. Hy eet mos die brood, hoekom moet ek worry? Ek kom sit net en ek ontvang. Ek sit net aan die tafel. Dis vir almal, hoor. Kyk na die storie van Dawid, wat ingegaan het in die tabernakel en die brood gaan eet het. Die toonbrode gaan eet het. Hy mag nie ingegaan het nie, omdat hy nie 'n priester was nie, maar hy was honger. En hy het gaan eet. En Vader het sy hart gesien. Hoe honger is jy vir geestelike brood vandag, Boeta en Sissa? Sal jy tot die uiterste gaan, wat jy daar kan doodgaan, soos Dawid, sy lewe verloor, om daai brood te kry? As jy so honger vir daai brood, Abba sien jou hart ook. En hy het vir jou hierdie skatte, sê hy. Hy het vir jou hierdie brood. Hy het vir jou Yeshua. Vra net vir jou daaglikse brood. Gee ons daaglikse brood vandag. Amen. Amen. Dankie, Abba. Kom ons sluit ons oop. Vader Jahweh, dankie vir hierdie wonderlike boodskap. Abba, ons eer U vir dit, Vader, is uit U troonkamer is hierdie vars manna, Vader, en ons sê vir U dankie. Abba, vergewe ons vir die kere wat ons net hierdie brood, net hierdie houding het en sê ons verdien het. Vader, ons wil van vooraf vir U vra vandag, Abba, gee ons vandag ons daaglikse brood.
Dankie dat U weet hoeveel het ons nodig. Dankie dat U daai omer klaar deur U Ruach. Boetie, soos wat daai hand wat daai brood skep, gaan Abba jou deur sy Ruach lei en jy gaan weet presies hoeveel jy nodig het. Vader, dankie vir die reën, Abba. Dankie vir die blessing, Abba. Soos hierdie reën op uitstort wat seëninge is, Vader, so weet ons U gee vir ons brood elke dag, Abba. Abba, U weet wat ons nodig het voordat ons vra en ons eer U daarvoor, my Skepper. Ons is Skepper van hemel en aarde. Abba, U naam is Yahweh Jireh. U is ons provider en ons verklaar dit vandag. Maar U seun het U gestuur, Abba. Hy het liggaam kom word, hy het mens kom word, hy het gegaan en hy het kom sterf vir ons op aarde, hy het hierdie brood geword, sodat ons van sy vlees kan eet. Yeshua, dankie dat U vir ons gesterf het, sodat ons enige tyd net kan vra van, gee ons 'n stukkie van U. Dankie, Abba. Mag U naam geseënd wees, Vader Yahweh. Dankie vir hierdie water. Abba, ek bid nou, Vader, dat ons hierdie seën sal ontvang, hierdie dubbelporsie van manna wat U vir ons het, Abba. Want U is so lief vir ons, dat U vir ons sê, my kinders, ek het vir jou hierdie seën. Aaron Moses gaan spreek dit uit oor Israel. En Vader, daarvoor gaan ons nou vra vir hierdie seën wat U vir ons het, hierdie daaglikse brood wat U vir ons het, Abba. Die verlossing wat gebore is in Bethlehem. Dankie vir hierdie brood, Vader. Dankie vir hierdie manna wat ons nou gaan ontvang. Dankie vir die dubbelporsie van vandag, hierdie shalom wat U vir ons het. Ons eer U nou daarvoor. Moet ons ontvang hierdie seën wat Abba Yahweh vir jou het vandag. Yavarecha Adonai Bishmarecha. Ja Adonai Panevlecha Vichuneka. Yesa Adonai Panevlecha Viasemlecha Shalom. Abba Vader sê hy sal jou seën. Abba sê hy sal vir jou voorsien. Hy sal vir jou daaglikse brood gee. Vra net vir sy brood. Vra net vir daai daaglikse brood. Vra net nou sy wil, dat sy wil sal geskied in die hemel en op aarde, Boeta en Sissa. Hy sal vir jou Yeshua gee. Hy sal vir jou laat daai skrol laat eet elke dag. Hy gaan vir jou daai vars manna gee elke dag. Vra net vir dit en moet dit nie mors nie. En wen dit aan tot sy koninkryk. Abba sê hy sal jou bewaar. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, maar ken hom net en wees lief vir hom, vra hy. En Abba Vader sê hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal kyk na jou soos hy gekyk het die dag toe sy seun Yeshua aan die kruis was, waar hy die vloek jou sonde gedra het. So sal hy sy aangesig na jou toe draai en hy sal vir jou kyk, Boeta en Sissa. Hy gee om vir jou en hy's lief vir jou. Dis kom hy sy seun gestuur het. En Abba sê hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy 'n menorah wees, mag jy 'n ligdraer wees, mag jy die ligtoring wees vir hom hier buitekant in hierdie donker wêreld. En bo alles sê Abba vandag vir jou Boeta en Sissa, ek het vir jou hierdie shalom. Ontvang hierdie dubbelporsie van shalom wat nie vrot word nie. Ontvang dit nou, daar waar jy gaan, jou in en jou uit in die stad. Daar waar jy werk, tussen jou huwelik, tussen jou kinders. Oralste waar jy gaan, ontvang sy shalom. Dankie Abba, ons ontvang dit nou deur die kragtige werking van die Ruach HaKodesh. En deur die naam, ons koning en ons hoëpriester, wat in die regterhand sit van U Vader Yahweh. Yahushua Mashiach se naam ontvang ons dit nou. Dankie daarvoor. Amen. Amen. Dankie julle.